So met die een voet so amper in die naweek wil ek vir jou baie welkom sê by jou spesiale bederf. En vandag se spesiale bederf nommer 90 se tema is bottermense. Van ons kant af wil ons net weer 'n groot en baie dankie sê aan die onbekende skrywer wat dit ook met ons gedeel het. Ons gee dit vandag vir jou aan so in 'n bietjie verwerkte vorm. Bottermense. Iemand het eendag gesê, as jy botter in die huis het, smeer dit dik. Moenie skaam wees nie. Vir haar was botter nie net iets wat jy op 'n sny brood sit nie. Nee, botter was 'n gebeurtenis, 'n dankbare oomblik. Daardie sagte, romerige laag, egte botter op vars gebakte brood. Dis wanneer jy weet, vandag is 'n goeie dag. Vandag is 'n botterdag. Dis 'n oomblik wat jou laat stadiger kou. Jy sit nie en tel kalorieë nie. Jy tel seëninge. Jy dink nie aan môre nie. Jy is net hier, teenwoordig, tevrede. Maar deesdae voel dit asof die lewe meestal uit margarine daar bestaan. Daardie bleek smeersel wat beloof dit is laafvet, hartvriendelik en prakties. Dit hou lank, smelt nie maklik nie en is goedkoper. Alles wat die wêreld vandag waardeer. Maar diep binne weet jy, dis nie regtig lekker nie. Dis 'n plaasvervanger, 'n nabootsing. Niemand skryf liefdesbriewe oor margarine nie. Niemand onthou hul ouma se kombuis en sê, ag, daai geur van warm brood en margarine. Nee, dis altyd botter. En dis hoe ons ook begin leef het, in margarine tye. Alles is net genoeg, net gou-gou, net funksioneel. Mense vra hoe dit gaan, maar hulle wag nie regtig vir die antwoord nie. Antwoorde is vooraf verpak. Goed, dankie. Lag is daar, maar dit klink hol, soos 'n voice note met 'n filter op. Geselskap is daar, maar almal hou jy nog op hul foon. Dis asof ons almal geleer het om dun te smeer, emosies, tyd, aandag, net sodat dit nie mors nie. Dis veilig, dis beheerbaar, maar dis smaakloos. 'n Botterlewe is iets anders. Dis nie haastig nie. Dis nie bang vir mors nie. Dis nie skaam vir volheid nie. 'n Botterlewe sê, kom sit, bly langer, vat nog. Dis vriende wat opdaag sonder 'n agenda. Dis stilte wat nie ongemaklik is nie. Dis kinders wat Sondag kom eet omdat ma nie spaarsamig was met die botter en die kos nie. Dis kos wat jou herinner jy word liefgehê. Dis mense wat jou in die oë kyk wanneer hulle vra hoe dit gaan en regtig wil weet. Dis lag wat uit die maag uitkom. Dis trane wat nie weggevee word met 'n vinnige ag, dit sal regkom nie, maar vasgehou word. Botter is vet. Botter is ryk. Botter is eg. Maar ons is bang vir vet. Bang vir intensiteit. Bang vir emosies wat al oorloop. Bang om te gee en dalk seer te kry. So ons kies margarine, dun smeer, net. Moenie te diep duik nie, moenie te lank bly nie, moenie te veel voel nie. Hulle sê margarine is gesonder, miskien vir die hart, maar wat van die siel? Ek sê nie margarine is verkeerd nie. Hy het sy plek. Party dae vra vir prakties. Party dae is oorlewing genoeg. Maar as alles net margarine raak, begin iets binne in jou verlang na smaak, na egtheid, na botter. Daardie dae waar jy nie kyk na die vetinhoud nie,
waar jy nie alles probeer beheer nie. Waar jy môre se bekommernisse met 'n servet afvee en sê, vandag smeer ek dik. En dalk, net dalk, kan ons weer bottermense word. Mense wat voluit leef, voluit liefhet, voluit luister. Mense wat nie bang is vir emosies met 'n hoë cholesterol inhoud nie. Mense wat eg is, warm van hart, sag van gees, eerlik sonder filters. Want ja, margarine nou langer, maar botter bly lekkerder. En die lewe, my liewe vriend, is eenvoudig te kort vir dun smeer. Kom ons word weer bottermense. Mag jy 'n ryk en vol verantwoordelike botterlewe naweek hê, saam met die Vader, die Seun en die Gees. Want Jesus het vir ons die lewe kom gee en dit in oorvloed. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Sjaal.